Welkom by hierdie week se ANT politieke oorsig saam met Prof Theo Venter. Ons het baie internasionale plaaslike politieke beweging gesien die afgelope tyd. COP30 wat afskop nou binnekort in Brasilië. Ons het gesien daar's 'n nuwe fase waarin die RNE in beweeg en Trump wat natuurlik gesê het ons hoort nie in die G20 nie. So baie welkom Theo. Baie dankie. Dit is November maand en gewoonlik verwag ons in Suid-Afrika dat in November, Desember neem dinge 'n bietjie af, maar lyk my hier by ons is ons op 'n stygende lyn, want die G20 gaan ons besig hou vir die res van November. Jy het genoem COP30. Nou kom ons begin by die COP-byeenkoms. Dit gaan in Belém in Brasilië plaasvind. En ek het so lekker gelag toe ek nou 'n stuk daaroor lees wat sê die vergadering begin nou vir 2 weke lank, maar die geboue is nog nie klaar nie. Hulle is nog besig om te verf. So dit laat my 'n bietjie aan Johannesburg dink, so voorbereidings vir die G20. Lyk my baie goed gebeur hier op die nippertjie, ook in Brasilië. En baie van ons luisteraars sal wonder, waarvoor staan hierdie COP? Nou COP is eintlik 'n baie eenvoudige afkorting. Dit staan vir Conference of the Parties. En dit is toe afgelei of verkort na COP toe. Dit is maar net 'n byeenkoms van al die lande in die wêreld wat onder leiding van die VN staan om te praat oor klimaatsverandering en wat ons kan doen. En die belangrikste van die COP-byeenkomste was die Paryse ooreenkoms COP21 wat gesê het ons gaan almal moet saamwerk om koolstof in die atmosfeer minder te maak. En ons moet probeer om aardverhitting onder 2 grade te hou, maar dit lyk vir my, ons kom nie daarby uit nie, want van die groot lande wat nie regtig saamspeel nie, hulle bely dit, maar hulle speel nie saam nie, is Indië en is China, en tot 'n groot mate die Amerikaners, maar die Amerikaners is die mindere probleem. Suid-Afrika, klein wat ons is, Trump sê ons hoort nie in die G20 nie, want ons ekonomie is nie die 20ste grootste nie. Ons lewer nogal 'n groot bydrae tot die koolstof in die atmosfeer met ons steenkool wat ons verbrand. Maar kom ons kom terug by, wat wil COP30 doen? COP30 wil nou hierdie verbintenis van al die lande aan klimaatsverandering, wil hulle weer eens vasmaak. Maar nou het ons vir Donald Trump as die Amerikaanse president, wat glad nie die hele storie van klimaatsverandering onderskryf nie. Hy het in teenstelling met klimaatsverandering, het hy sy baie famous uitlating gemaak met sy inhuldiging toe hy gesê het, drill baby drill, met ander woorde, ons gaan vir olie boor. Ons gaan nie nou, hy dink die hele ding rondom sonverhitting, die gebruik van die son met die opwekking van elektrisiteit, die gebruik van wind, hy noem dit 'n groot klugspel, 'n hoax. Nou, ek dink hy is verkeerd daaroor, maar die Amerikaners stuur 'n baie lae vlak afvaardiging na COP30 toe, so dit lyk vir die res van die wêreld gaan die besluit neem, maar Amerika gaan nie daarbey inval nie. En dit is 'n interessante ding, want klimaatsverandering in die breë vertel vir ons ook 'n storie van ons eie reënval en hoe seisoene aanskuif en hoe daar hoe tornado's en orkane en tifone meer word en meer intens word. Dit gaan eintlik oor die intensiteit daarvan oor tyd. En die ouens wat spesialiseer in die klimaat en hulle sien dit raak. Dis nie asof mense nou kan sê dit reën skielik meer of minder nie. Dit is nie waarna ons moet kyk nie. Ons moet kyk na die intensiteit en daarom dink ek COP30 is baie belangrik en dis 'n jammerte dat die Amerikaners nie daar is nie. Gaan dit 'n impak hê op waartoe die ding gaan omdat Trump byvoorbeeld nie daar is nie? Dit het 'n impak omdat kyk, kom ons wees eerlik, wat is die sinisme oor COP? Baie lande gaan soontoe met die hoop dat daar 'n bietjie geld uitgedeel gaan word. En sê, kyk, ons die ryk lande is baie bekommerd oor klimaatsverandering. Ons gaan dus geld beskikbaar stel dat julle die arm lande goed kan doen om minder koolstof te produseer. Ons gaan dus vir julle lenings gee, sagte lenings, sodat julle meer sonpanele kan opsit, of windmolens, of julle kan julle hydro kapasiteit verder uitbrei. Suid-Afrika het al daarbey gebaat.
Brasilië het al daarby gebaat. So, en dit is wat teen Trump is. Trump is teen in beginsel, teen hierdie handouts. Maar Ja, ons het dit nou gesien met die USAID en al daai tipe goed, met AGOA en al daai tipe goed, is maar vir hom sien as 'n handout, ja. in die internasionale politiek noem ons dit soft power. Dis nie hard power nie. So jy skiet nie 'n boot wat jy dink dwelms vervoer in die Karibiese See uit die water uit met jou kanonne en jou vliegtuie nie. Jy stop die boot, jy kyk wat daar aangaan en dan tree jy op. Maar hard power is jy vra nie. Jy skiet eers en dan praat jy. Soft power is hierdie goed. Jy beïnvloed 'n land deur hulpverlening en op die manier oortuig jy hom eintlik om aan jou kant te wees. Trump het nie tyd daarvoor nie, en hy wil nie dit speel nie. En ongelukkig, in die groter skema van dinge, jaag hy 'n klomp lande weg van die geïndustrialiseerde weste na die sogenaamde globale suide toe. Wie is in beheer daar? China. Ja, ons het gesien, ons klaar groot beweging gewees en ek dink hy het dit dalk nou net versnel, dat almal meer met China, en dit is soveel makliker om met China nou te onderhandel en werk te handel eintlik dan nou. En ek wil dan eintlik by Trump bly in terme van, hy het gesê Suid-Afrika hoort nie in die G20 nie, gaan dit moontlike impak hê. Maar ja, daar is interessante bewegings binne in Amerika ook, met 'n linkse burgemeester wat in New York dan gekies is. Gaan dit nie verskriklik vir Trump irriteer nie? Ek dink meneer Mahmoud Adami gaan 'n bron van groot irritasie word. Wie en wat is New York? Ek het in New York studeer toe ek in Amerika geswat het, maar in die hoofstad van New York. En ek sê vir jou, ek wonder of daar 10 Suid-Afrikaners is wat weet dat die hoofstad van die staat New York is Albany en nie New York nie. Nie die hub nie. New York is die grootste stad in Amerika wat mense aanbetref, en dit is tegelyk naas Londen en miskien Singapore en Hong Kong 'n sentrum van wêreldhandel. Dit is waar mense bymekaar kom. En hier is nou 'n linkse demokraat. Ek weet Trump noem hom 'n kommunis, maar ek dink nie Hy sal verskeie name vir hom nou uitdink. Ek dink nie Trump weet presies hoe lyk 'n kommunis nie. Hy praat met 'n kommunis, sy naam is Putin, maar vir hom noem hy nie 'n kommunis nie. Al is Putin nou iets anders. So Mandami is vir ons as Suid-Afrikaners nie vreemd nie. Want wat hy doen, in die eerste plek, hy hang diversiteit aan. Trump hou nie daarvan nie. In die tweede plek hang hy gelykheid aan. Trump hou nie daarvan nie. Hy het universiteite al gedwing om daarvan afstand te doen. En in die derde plek hang hy inklusiwiteit aan. En Trump hou nie daarvan nie, want vir hom is dit affirmative action. So al die goed waarvan Mandami hou Trump niks van nie. En nou het hom verkies. Nie alleen het hom verkies nie, maar met 'n redelike meerderheid. En dit sê vir jou, November volgende jaar, presies 'n jaar van waar ons nou is, gaan 'n baie interessante jaar in Amerika en in Suid-Afrika wees. Want in Suid-Afrika gaan ons dan die plaaslike regeringsverkiesing hou, die eerste of tweede week van November, en die Amerikaners gaan hulle middeltermynverkiesing hou in die tweede week in die eerste week van November. En miskien moet ek net dit verduidelik. Die Amerikaanse grondwet is interessant. Hy sê daar kan net 1 keer 'n jaar 'n verkiesing plaasvind. En dit sal in November wees, op die eerste Dinsdag in November. So, dis al 200 jaar gelede bepaal, dat op die eerste Dinsdag van November vind daar 'n verkiesing plaas. In elke 2 jaar is die verkiesing vir die Huis en die Senaat. Elke 4 jaar is die verkiesing vir die president, en dan in daai tussenin jare is daar sekere deelstate wat gouverneurs verkies en burgemeesters soos New York en so aan. So daar's elke November van elke jaar op die Dinsdag is daar 'n verkiesing. En dit maak die Amerikaners bietjie verkiesingsflou. Hulle sê ons moet elke jaar 'n verkiesing hou. Is dit nie bietjie baie nie? Maar 'n kandidaat soos die ene in New York het 'n groot klomp mense gemotiveer om te kom stem. Baie groter as ons gedink het. En dan is daar in 2 state is daar demokratiese gouverneurs verkies, en dan in Kalifornië het hulle 'n referendum gehou oor die afbakening van wyke.
En daar is besluit, Californië kan hulle eie afbakening doen. Dit gaan nie soos in Texas gebeur nie, en hulle gaan 5 of 6 addisionele wyke kan kry omdat die bevolking uitgebrei het. Nou, hoekom is dit betekenisvol? Wel, dis betekenisvol vir November volgende jaar. Want die verskil tussen die Demokrate en die Republikeine in die Huis van Verteenwoordigers is 10 of 12. Ja, dis baie min. Dis 'n verskriklike klein meerderheid. En dit kan net so omswaai volgende jaar. Hoekom is dit belangrik? President Trump kan doen wat hy wil, maar hy moet teruggaan na die Kongres toe om sy begrotingswetgewing goed te keer. En ons kan nou daarby terugkom, want dis hoekom die federale regering stil staan. As die Huis van Verteenwoordigers, wat eintlik die geldsakkie dra, vir hom sê, nee, ons stel nie belang nie, dan moet hy met hulle onderhandel tot hy uiteindelik 'n begroting kry. En as hulle in 'n konflikterende hoedanigheid gaan, dan kry jy 'n flou Macau of 'n sogenaamde lame duck president. Hy kan niks uitvoer nie, want hy het nie geld nie. Een van die ouens wat die smartste daarmee gewerk het, was Bill Clinton. Bill Clinton het, terwyl hy president was vir 2 termyne, eintlik die heeltyd 'n Republikeinse meerderheid in die Huis van Verteenwoordigers gehad, maar omdat hy 'n goeie onderhandelaar was, kon hy al sy goed goedkeur. Trump, alhoewel hy sê, he's the master of the deal, is daai deals wat hy maak, is net in sy guns. Ek dink hy het nog baie om te leer. Ja, dit gaan interessant wees, hoe dit dan nou uitspeel met die volgende jaar se verkiesing. Gaan dit dan nou meer terug Demokrate toe gaan? Ja, maar die woord wat jy gebruik is interessant, dis meer as dit. Dit bring eintlik onsekerheid, en dis hoekom mense kyk, as jy na die dollar kyk, en jy kyk na die rand, en jy kyk na geldeenhede, dan wonder jy, hoekom sit goud waar hy sit? Daar's tog duidelikheid, daar's 'n soort van 'n vrede in die Midde-Ooste, daar's soort van iets in die Oekraïne. Die onsekerheid kom dat die Amerikaanse stelsel is eintlik 'n bron van onsekerheid. Jy weet nooit presies. En hy kan volgende jaar net weer omswaai en ons kan weer in 'n ander rigting beweeg en ons kan al hierdie goed net wat Trump nou gedoen het net weer omdraai. Dis die onsekerheid. En dit skep langtermyn disinvestering amper. Mense wil nie investeer in langtermyn. En hier kom 'n kritiese ding vir Suid-Afrika wat ek dink ons regering van buitelandse of ons departement van buitelandse sake mis. As die dominante land, ons het 2 dominante spelers wat met ons te doen het. Ons het China en ons het Amerika. As Amerika so belangrik is as wat ek dink hy is, dan behoort jy jou verhoudinge met Amerika so gou as moontlik op 'n goeie voet te kry, en jy moet Amerika bestudeer, jy moet presies uitvind wat daar aangaan. Dit lyk vir my dat ons regering kyk deur hulle ideologiese bril na die Amerikaners en dan neem hulle besluite. Dis 'n verkeerde manier. Jy moet doen wat ek gesien het Nigerië die week gedoen het. In een van hierdie losse uitsprake het Trump gesê, man, ek val sommer Nigerië in, want ek sien Nigeriërs maak Christene dood. Nou, wat het Suid-Afrika gedoen toe Trump dit voor ons gesê het? Ons minister het gesê, meneer Trump, jy gaan ons nie boelie nie. Wat het die Nigeriese regering gedoen? Dit was vir my 'n verskriklike slim antwoord. Hy het gesê, meneer president, ons hoor jou. En ons wil hê jy moet ons help. Maar jy moet net ons nasionale integriteit respekteer. So eintlik sê hulle vir Trump ja, maar hulle sê eintlik nee, maar op 'n manier dat Trump tevrede voel. So jy moet weet hoe jy hom moet hanteer. En ek dink ons dop daai toets. Ja. Dan wil ek by die RNE kom, bietjie plaaslik toe kom terwyl ons nou daar gesels. Ons gaan 'n nuwe fase nou in, wat Prof meer oor vir ons kan vertel. Ja, dis nou 17 maande wat die regering van nasionale eenheid aan bewind is. En ons het van die begin af gedink, daar gaan 2 goed gebeur. Daar gaan 'n platform wees waar politieke leiers gedurig met mekaar praat, voor hulle parlement toe gaan of voor hulle kabinet toe gaan. Dat hulle goed eers op 'n politieke vlak uitsorteer en dan deur die proses sit. En in die tweede plek het ons gedink, daar gaan 'n geskilbeslegtingsmeganisme ingestel word, wat as daar probleme is, soos met onteiening sonder vergoeding en die verskillende wette wat ons nou al oor gepraat het. Nie een van daai 2 goed het regtig van die grond afgekom nie. En toe nou, die afgelope naweek, het hulle 'n werkswinkel gehou, daar by Magaliesburg. En daar het hulle nou 'n paar baie belangrike besluite geneem. Hulle het besluit dat hulle maandeliks sal ontmoet. Hulle noem dit 'n politieke leiersforum, waar die ouens saam gaan eet,
politici praat met mekaar, nie in die kabinet nie, kopstukke. En net daai besluit maak nou al die deur oop. Jy sal onthou dat Corneille Mulder was in Amerika en hy het 'n boodskap van Amerika af teruggebring en toe het hy met die media gepraat. Maar hy het nie 'n plek om daai boodskap af te lewer nie. Nou het hy 'n plek, daai platform. O enige aan John Steenhuisen, wie ook al, kan nou daar sy hoed afhaal as minister van landbou en hy kan daar optree as die voorsteur van die DA of die leier van die DA en hy kan vir Ramaphosa sekere goed sê. Ramaphosa kan vir hulle sekere goed sê. Agter geslote deure. Verskriklik belangrik. Ten minste is daar nou gesprekke in die gang. Want die ANC het vir die laaste paar maande die RNE bestuur asof hulle die dominante party is. Hulle is die grootste, maar hulle is nie dominant nie. Hulle het net 40%. En dan die tweede ding wat hulle gedoen het, hulle die geskilbeslegtingsmeganisme goedgekeur. En dan die derde ding wat hulle gedoen het, hulle die mediumtermyn beplanningsraamwerk goedgekeur. Nou, net so 'n week van tevore het Thabo Mbeki gesê die grootste fout wat die ANC gemaak het, was om 'n nasionale ontwikkelingsplan te ontwikkel, maar dit nie te implementeer nie. Nou, meneer Mbeki, jy is verkeerd. Hierdie mediumtermyn beplanningsraamwerk is eintlik die implementering van die nasionale ontwikkelingsplan en dan word dit geneem en dit word in die begroting ingewerk en volgende week dink ek het ons die mini-begroting en dit manifesteer in die mini-begroting. So ek dink meneer Mbeki was bietjie lank uit regering uit om presies te weet hoe loop daai proses. En ek dink dit was 'n baie belangrike ontmoeting ook voor die mini-begroting wat kom. Wat ook 'n ander naam het, nee, die mediumtermyn begrotingsraamwerk. Ja. Wat 'n 3 jaar begroting is. Wat het eintlik baie moeilik maak vir die man in straat om te weet waantoe ons op pad is, want al die bedrae wat gegee word is 3 jaar rollende planne. So jy moet baie mooi gaan kyk wat daar aangaan. En daar word dan gewoonlik volgende week gesê in watter belastingrigting kyk die ontvanger. Dis nie die plek om belastings te verhoog nie. En dan het die ouens in hierdie RNE vergadering erken dat die begrotingsproses hierdie jaar was 'n baie groot fout. En dat politieke partye groter seggenskap gaan moet kry in die vormingsproses. Daarom hierdie twee strukture waaroor ek gepraat het. En dit lyk ook vir my dat die eksklusiwiteit wat die ANC wou gehad het oor buitelandse beleid waarskynlik nou gaan toelaat dat die DA en ander partye ook seggenskap het in buitelandse beleid. En iets waaroor die DA nog nie gepraat het nie, maar ek verwag 'n uitspraak in dae. Hulle het gesê in die persverklaring, al die politieke partye het ooreengekom dat die nasionale dialoog 'n belangrike nasionale event is. Nou ons weet dat die DA het gesê hulle gaan nie deelneem nie. Nou klink dit vir my tog tussen die lyne of hulle gaan deelneem. Maar niemand het nog niks gesê nie. Ek het gehoor berigte wat ek gelees het en goed, ek wil eintlik nou vir prof vra terwyl ons nou hier is. Daar's sekere kommentators wat gesê het ons kan dalk na 2029 se verkiesing die einde van die ANC sien. Ek weet daar's so, is die ANC besig om af te neem, is hulle besig om, hoe kan ek sê, te verwater? Is dit iets waarna wat 'n moontlikheid is? Ons moet daarna kyk. En ek sou in die eerste plek mense net wou waarsku om te sê, moenie die dood van die ANC te vinnig aankondig nie. Ja, maar nou is baie mense wat dit nou aankondig, maar dis hoekom ek dit nou vra. Ja, ek dink ek sal baie versigtig wees daaroor. Die ANC is 'n party wat 110 jaar oud is, 115 jaar oud is. Hy het 'n geweldige lang geskiedenis. En omdat hy 90% van alle plaaslike regerings verteenwoordig, het hy toegang tot bronne. Hy kan dinge doen wat geen ander politieke party kan doen nie. En hy het tot 'n groot mate toegang tot nasionale bronne en provinsiale bronne. So die ANC kan wel terugkom met 'n bang, maar ek dink nie ooit dat hulle maklik weer bokant 40% sal kry in 'n verkiesing nie. So die ANC se traject, sy langtermyn traject is afwaarts. Maar ek sal nie sy dood al wil aankondig by 2029 nie. Wat ek wel voorsien vir 2029, en ek voorsien dit ook vir volgende November, is die hoeveelheid koalisies gaan verhoog.
op meer dorpe en stede gaan die DA en ander partye, die PA en MK en so aan, gaan 'n baie nouer, baie nader aan die ANC kruip en die ANC in koalisies verplig. So die ANC gaan 'n koalisiepartner bly wat my aanbetref vir die volgende 3-4 verkiesings wat kom. So ja, die ANC neem af. Dit laat my dink aan 'n storieetjie wat Mark Twain vertel het. Toe hy in die plafon gelê het en 'n kerkdiens gehou het, hy het oor die Mississippi probeer vaar en toe slaan die bootjie om en toe kry hulle net die bootjie en toe aanvaar hulle nou hy en sy pel het albei verdrink. Maar hulle kruip toe in die kerk weg en daar vind toe 'n diens plaas oor hulle dood. En toe maak hy hierdie famous stelling, toe sê hy, die stories oor my dood was baie oordryf. So ons moet nie oordryf, maar dit by die ANC aankom nie. Ja, sien, dit is interessant, en ek wonder, as ons nou hierdie koalisies toe beweeg, of die kleiner partye dan beperk word met, wat ons het al voorheen nagepraat. Quota, ja. Ja, quota, is dit 'n moontlikheid? Nee, dit lyk vir die OVK het 2 besluite geneem, in 'n onlangse uitspraak. Ons gaan nie elektronies stem nie, ek het gehoop ons kan al. Want die elektroniese stemproses maak maar like my nie rye moet gaan staan. Net baie makliker. Ja. So ons gaan dit nie doen nie. Die tweede ding is, daar is 'n gesprek oor perke, minimum perke vir hoeveel steun jy moet hê om verteenwoordiging te kry, maar dit is nog nie geïmplementeer nie. Is dit 'n moontlikheid? Ja, so, ek dink dit moet 'n moontlikheid wees, want baie van hierdie een party vat nou byvoorbeeld KwaZulu-Natal. In KwaZulu-Natal is daar een politieke party met 1 setel in die wetgewer. Dis die NFP. En hulle het nou gesê ons onttrek ons steun van die provinsiale koalisie af. Nou is die MK en die EFF en die DA en die ANC en die IFP het nou presies al 2 gelyke hoeveelheid verteenwoordigers. So daai een klein party swaai eintlik nou hy is die koningmaker. Ja. En dit lyk vir my daar's intense gesprekke. Want die ANC kan nie bekostig dat MK KwaZulu-Natal oorneem nie. Ja, dis. So daar's intense gesprekke om die issues wat hierdie klein partytjie het, om dit uit te sorteer, net om hulle weer terug te bring. So daai een mens partytjies, en dit het al op 'n paar plekke gebeur, het 'n geweldige impak en ek dink ver verby hulle verteenwoordiging. Ja. Gepraat van 'n koning. Ek wil gou vinnig by die MK stop en dit is my gevoel, kom ek nou sê van 'n koning, dis amper so 'n koningskap met 'n Sloppe wat nou afgedank is en ons minister, ons eendag minister of wat, weekend special, Desmond Royen wat ook weer afgedank is. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Ons kon nie glo wat gebeur het oor die laaste 2-3 dae nie. Dr. John Sloppe is die leier van die MK in parlement. Hy dank toe die hoofsweep af, 'n dame wat uit Mpumalanga uitkom. En hy stel vir Des van Rooyen, die bekende Des van Rooyen, aan as die nuwe hoofsweep van MK. Dit was 2 dae terug. Gister word John Sloppe en Des van Rooyen afgedank. Oor dat hulle die reëls nie gevolg het wat Jacob Zuma wou gehad het nie. So, wat Des van Rooyen as 'n minister, 'n weekend specialist, was hy nou 'n one night stand geweest. Hy was net vir 1 aand, was hy die hoofsweep van MK. En dit is alles toe te skryf daaraan, dat Jacob Zuma die MK-party met 'n ysterhand regeer, en jy nooit weet, wanneer jy reg, kyk hoe vinnig het hy van Floyd Shivambu ontslaag geraak. Nie niks nie, so ja. Nee, hy het nog nie, hy en Action SA, het nog nie nasionale party konferensies gehou, of konvensies, elke party het 'n ander naam daarvoor. Maar dit is 'n formele plek waar 'n party, dis soos 'n maatskappy. Een keer 'n jaar het jy 'n algemene jaarvergadering waarin daar direkteure en mense verkies word. Politieke partye werk op presies dieselfde manier. Dit is nie elke jaar nie, maar is miskien elke 2 jaar of elke 3 jaar. MK het dit nog nie gehou nie. En dit beteken die enigste ou wat eintlik in beheer is Jacob Zuma. Ja. En nou weet ons 2 goed. Jy verskil nie met hom nie. Dis maar hy die presidentskap ook hanteer. Ja, jy verskil nie met hom nie, en veral nie met sy dogter nie. As jy met sy dogter verskil, dan word jy 'n one night stand. Dan het jy dalk jou werk kwyt. Ja. Prof, soos gewoonlik ongelooflik interessant gewees. Skakel in volgende week en gesels ons verder oor wat natuurlik hier as ook in internasionale politieke omgewings gebeur. So baie dankie vir Prof se tyd. Plesier.